Goeiedag, lieve luisteraars. Eerst hartelijk dan welkom hier bij Joy Gospel Radio, die kanaal met die goeie nuus in jou taal. Nou, ek is Willie Saunderson en ons nooi u vriendig uit om vir die volgende halfuur so saam met ons te gaan kuier hier by nog 'n aflewering van die program Wolke van Getuienisse. Nou vriende, hierdie is die 4de aflewering van die getuienis wat ek bring van ons dogter wat ons aangeneem het. Nou ons gesels oor die silverbeker, die middelpunt van die hele verhaal, die silverbeker wat in Benjamin se sak gevind was. Nou die naam Benjamin beteken seun van die regterhand. Nou dan vra ek, wie is dan die seun en wie sit aan die regterhand van die Vader? Is dit dan nie Jesus die seun van God nie? En hy sit aan sy Vader se regterhand, seun van die regterhand. Romeine 8 vers 34 verklaar Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Nou, Josef is die tipe, is wat ook aan die regterhand van, is die seun van Jakob, die vader wat ook 'n tipe is van Jesus, die seun van God. As jy sy vergelykings maak en alles, dan kan jy hom vergelyk met Jesus, die seun van God. Nou, nadat hierdie beker in Benjamin se sak gevind was, het hulle hul klere geskeur en hul esels gelaai weer terug en teruggegaan saam met die opsiener van die huis van Josef om voor Josef te verskyn. Nou, Benjamin het nie geweet dat die beker in sy sak geplaas was deur die opsiener van Josef se huis nie. Nou, die opsiener het dit gedoen op instruksie van Josef homself. Nou, die beker het 'n doel, vriende, gerig. Hy speel 'n rol in hierdie verhaal. Wat trane in jou oë bring as jy dit lees. Die ontdekking van die beker het die seuns van Jakob teruggebring na die seun Josef toe. Nou, vriende, soms is dit daardie ongevraagde omstandighede, daardie ding wat in jou lewe skuil, waarvan jy nie bewus is nie, en wat jy altyd nog met jou saam gedra, jy koester dit, en totdat dit ontdek word. Nou, wanneer jy in die drukgange van die lewe kom en jou beker ontdek word, dan voel jy verlore, jy voel teleurgesteld in jouself, jy voel, jy is geopenbaar en alles, en jy wonder, is daar dan nog genade? Sien God my raak? Het God self nou ook dan teen my gedraai? Nou, luister goed, vriende, God is regtig en hy opreg en hy sien die gebede. Nou, die verloor, die broers het hul klere geskeur en dink net aan die angs wat die broers moes deurgemaak. Wat het alles deur hulle gedagtes gegaan? Wat gaan nou gebeur? Wat gaan met my vader gebeur? Nou, die lewe van Benjamin is op die spel en moontlik ook van hul ou vader daar by die huis. Wat gaan hulle vir hul vader Jakob sê? Jakob het uiteindelik gesê dat as daar iets met Benjamin gebeur, dan sal hulle sy gryshare in die graf sal laat neerdaal. Hulle het liewer kans gesien om saam met Benjamin in Egipte te bly as om terug te gaan huis. Jy kan nie sien die verskil wat plaasgevind het alreeds in die karakter van hierdie broers.
Ons kan duidelik dit sien, hoe dat daar in hierdie benoude oomblikke God reeds groot veranderinge in hulle lewens gedoen het in vergelyking met die tyd toe hulle Josef verkoop het. Alles het besig om te verander. So, vriende, kom die Here en hy werk dinge uit in 'n mens se lewe. Hoe koelbloedig het hulle ook vir Josef behandel het, om eers wou ombring, maar later op aandrang van Reuben hom liewer verkoop sonder enige moeite. Het hulle ingestem en Josef verkoop. Hulle was natuurlik so verheug dat daar nou iets gebeur met hierdie kind wat dink hy's beter as hulle almal. Nou, sonder om te dink wat dit aan hulle ou vader sal doen. As hy dit moet weet, wat werklik gebeur het. En hulle het nie omgegee om met bedrog vir hulle vader te lieg, deur te verklaar dat Josef deur wilde diere opgevreet is nie. Daardie hartseer van ou Jakob om te weet my kind is verskeer deur diere. Hoe het hy nie saam met hierdie verhaal geleef nie, dag en nag dalk nie. Nou Josef was sy lieflingkind, maar nou is die bordjies verhang en het daar soveel veranderinge reeds in hul lewenstyl plaasgevind. Daardie terugtog om voor hierdie man te verskyn wat eintlik nie so vriendelik voorgekom het nie, alhoewel hy hulle so spesiale gaste ontvang het. Hulle het gedink hulle is nou in die pound seats. Hy het hulle beter behandel as wat dit die geval was by die ander kopers van die koring. Die res van die wêreld het kom koring koop. Nou die reis wat vir hulle so vredevolle terugtog van verligting moes gewees het om terug te gaan. Hulle is môre of oormôre is hulle by hulle vader daar by ou Jakob. Nou met inagneming dat hulle genoeg kos gehad het en die sakke is vol kos en alles. En Benjamin en Simon wat agtergebly het met die eerste besoek is by hulle saam en skielik het hierdie vredevolle reis verander in 'n angsvolle drama, 'n letterlike nagmerrie, 'n lewens was op die spel. Dit alles het gegaan oor die silwerbeker. Die silwerbeker was die instrument, het die geselskap teruggebring na Josef, die seun, hul broer. En as ons dit vergeestelik, geestelik, hoe maak God nie ook sy diensknegte besig om jou terug te bring na die seun toe? Die dag toe ons dogtertjie wat ons aangeneem het, se finale identiteitsdokument ontvang het van die Departement van Binnelandse Sake, was dit 'n vreugdevolle oomblik. Nou is sy wettiglik ons kind. O, vriende, ek kan my nou nog sien in daai kombuis toe ek daai ID-boekie kry. Michelle Melissa Sonderson. Trane van dankbaarheid het gevloei daar in ons kombuis. Daardie dag toe ons drietjies mekaar so styf vasgehou het en ons vir haar probeer verduidelik, sy was nog 'n kindjie, 'n klein, en dat sy nou volwaardige Sonderson is. Ons reis het so kalm voorgekom, die spreekwoordelike see om ons was stil, die blou waters van die oseaan het so rustig en kalm voorgekom hier om ons en het sulke ou klein golfies gebreek. Nou ek wil dit graag net ook noem, die moeder van haar moeder het gesê dat sy daar nie 'n naam gegee nie, en dat sy dat ons self moet maar vir haar 'n naam gee, en dis hoe ons nou besluit op Michelle Melissa Sonderson. Nou vriende, hierdie oseaan was rustig en kalm voorgekom hier by ons, het net sulke klein golfies gebreek so teen die kant van die see. So teen die boeg van ons lewensboot. Tot daardie vreeslike dag, toe sy as gevolg van 'n epileptiese aanval in die bad verdrink het. Nou hierdie ontdekking
het ons teruggebring by die openbaring van die Seun Jesus Christus. Die broers van Josef moes terugkom, sodat Josef hulle broer se identiteit aan hulle kon geopenbaar het, dat hy waarlik die seun van hul vader Jakob is. In daardie benoude oomblikke van angs het ek en Annetjie werklik ontdek dat hy Jesus die seun van God is. En dat sy naam nie maar net 'n naam is nie, maar dat daar soveel krag in daardie naam is. Die Engels sê dit so mooi in Handelinge 4. Hy sê salvation is found in no other name, and there is no other name under the heavens given unto mankind whereby we can be saved, but the name of Jesus. Hallelujah. Dit was vir ons die openbaring dat hy Jesus die seun van God is, wat die dood oorwin het, en dat hy die sleutels van die dood en van die doodryk het, en dat sy naam lewe bring in die eens doodsbeendere. Vriende, ons het al die reg om met vrymoedigheid na die troon van genade te gaan, om barmhartigheid te kan verkry en genade te kan vind, om op die regte tyd gehelp te word. In ons uur van nood, toe die dood aan ons kind se deur kom klop het, was Jesus die seun daar, en het hy homself met krag aan ons as die seun van God geopenbaar. Ons het die openbaring gekry dat daar krag is in die naam van Jesus. Ons hoëpriester, die seun van God, hy was voorwaar die seun van God. Ons reis van daardie oomblik af was stormagtig, toe die dokter vir ons vertel dat ons kind aan epilepsie ly, as gevolg van komplikasies met haar geboorte en die middels wat haar moeder geneem het om die vrug af te drywe. Ons ideale wat ons haar gekoester het, as sy eendag groot gaan wees, was skielik in die weegskaal. Elke aanval het 'n sel in haar brein laat sterwe, sodat aan ons deur ons geneesheer verduidelik was. Ons moet ten alle koste die aanvalle probeer voorkom. Haar aanval het vermeerder tot soms 17 en meer keer per dag. Elke aanval was vir my soos 'n dolksteek in my hart. Ek het God bevraagteken na so 'n aanval, as hy daar lê op die bed met die helder rooi bloed, wat so aan die kant van haar mondjie soos 'n stroompie uitvloei, as gevolg daarvan dat sy haar tong met die stuiptrekkings raak gebyt het en letterlik gekou het. Haar oë was glaserig, en dan daardie geweldige hoofpyn daarna. Haar lyding het vir my ondraaglik geword. Sy is mos nou deel van ons. Ek was kwaad vir die duiwel. Op 'n stadium het ek my hemp uitgetrek, vriende, en die duiwel uitgedaag tot 'n tweegeveg. Ek het hom vervloek oor hy my kind so martel. Ons het gevas en gebid, God geprys vir die genesing. Ons het nagmaal gebruik. Dit het vir my gevoel, God het sy aangesig vir ons weggedraai, en hier sit ons met ons eie, met hierdie probleem. Dis ons en ons sit op ons eie. Daar's niemand wat ons kan help nie. Dit het gevoel, jy is alleen in hierdie intense geveg. Gedurende hierdie tyd het ek gehoor van 'n man wat vir siekes bid, Dan Bosman. Nou Dan het vir een van die destydse ministers in die parlement gebid vir sy rugpyn, en deur sy gebed het God die minister volkome aangeraak, hom genees. Dan Bosman was oornag 'n bekende figuur in ons land wat genesingsdienste gehou het oral in die land, en het uitgevind waar hy tot oor see gewees, het hy oorgegaan. Hy bekendheid verwerf
internasionaal, 'n bekende figuur, wat terwyl ek het toe gegaan en ek het uitgevind waar of hy nog hier in ons land is, waar kan ek hom gaan sien? En ek het uitgevind hy is in Pretoria en ek het dit alles die adres gekry en alles. Ek voel ek wil na hom toe gaan. Die Here kan mos my kind gesond maak. Nou hy was en besluit om toe ons nou uitvind waar hy is, toe gaan ek Pretoria toe, die kind in die kar en ons ry, ons gaan as een van sy dienste toe, sodat hy vir my kind kan bid. En my moeder bly in Pretoria en toe het voordat ek nou na sy diens toe sou gaan, na Dan Bosman se diens toe gegaan het, het ek by my moeder aangedoen voor die diens en sy het my 'n blou koevert, my mammie gee my toe so 'n blou koevert gegee, wat 'n vreemde suster in hul gemeente, wat ek nie eens geken het nie, sy het my ook nie geken nie, maar sy het net geweet van my, met my getuienis wat ek so deur die land gegee het. Nou, hierdie ou koevertjie het my moeder toe van haar gekry, hier uit die bloute uit, en haar spesifiek daardie dag dit vir my mammie gegee. Nou, niemand het geweet van die feit dat ek die kind na die dienste van Dan Bosman gaan neem nie. Selfs nie eens my eie moeder het dit geweet nie. Dit was absoluut vir my so 'n bevestiging dat God in hierdie saak is, hierdie blou koevertjie. Wat is hier in hierdie blou koevertjie? Is dit dat ek die kind na Dan Bosman toe moet neem, dat dit 'n bevestiging is dat ek hom moet neem? Toe ek die blou koevertjie oopmaak, was daar net 2 pinkkaartjies met 2 skrifte op die kaartjies binne in die koevert. Ek het die skrifte vir jare bewaar, maar het ongelukkig al met die dokumente verloor toe my motor gesteel was en etlike jare gelede terwyl ek op 'n veldtog was in Transvaal. Nou, die 2 skrifte het trane in my oë gebring en ek het sommer die Heilige Gees gevoel, dis 'n bevestiging. Toe ek dit lees, die 2 skrifte wat die suster vir my van die kerk vir my moeder gegee het. Die een skrif was Jesaja 38 vers 5. Ek het jou gebed gehoor, jou trane gesien, en die ander skrif wat sy vir my gegee het was Jesaja 44 vers 21. Jy is my knegt, Israel. Jy sal deur my nie vergeet word nie. Halleluja. Bewapen met hierdie bevestigende skrifte dat God daardie aand iets bonatuurlik vir my kind gaan doen, het ek na die diens van Dan Bosman met soveel verwagting gegaan. Here, dis net U wat sulke dinge kan reël. Toe hy klaar die woord bedien het in die diens en het hy die diens afgesluit en in een van die kamers agter die platform het hy verdwyn. Daar was 'n paar van ons wat in die ry aan die voorkant van die kerk gaan staan. Ons was nie uitgenooi nie. Ons het maar daar voor gaan staan want ons wil nou graag hy moet vir ons ook bid. En met die gedagte dat hy sal nou kom en vir ons kom bid. Daar waar hy is, agter die gordyne van die verhoog sal hy nou kom. Ek het my kind in my arms gehou, sy was nog nie so groot nie, maar ek kon haar vashou terwyl sy slaap en in die ry het ek gestaan saam met van die mense wat gekom het vir gebed. Ons het verbykans 'n halwe uur gestaan en wag. My kind het in die arms geslaap en dit het later gevoel asof my arms wil afbreek. Haar liggaampie was so swaar soos lood. Ek was vasberade om te wag totdat hy vir ons gaan bid. Ek het nie omgegee hoe laat nie, ek het nie omgegee hoe swaar sy word nie, ek hou haar vas. Want hier is 'n oplossing van my voor. Ek het gereken, miskien toets God my leidsaamheid en dat ek geduldig moet wag. Iemand het later gevra, wanneer gaan hy nou dan vir ons kom bid?
Een van Dan Bosman se personeel het hom uiteindelik gaan roep en hy het sy opwagting gemaak en verskoning gemaak dat hy nie geweet het dat daar mense was vir wie hy moet bid nie. Toe hy voor my kom staan en ek my kind in my arms vashou, het sy wakker geword. Sy was al so groot dat sy kon praat. Sy was op daardie stadium ongeveer 4 jaar oud. Sy het skielik wakker geword toe Dan voor ons kom staan het. Sy het baie snaaks gereageer en hom so snaaks aangekyk, so asof sy wil wegkom van hom af. Hy het sy hande op haar gelê en het net 'n eenvoudige ou gebedjie gedoen en ek was in trane natuurlik en het geglo God het my kind aangeraak. Ek glo dit, want die man van God het dan nou gebid. Dan het hy Dan het vir my een van sy tydskrifte gegee wat verskeie artikels bevat van geloof, boodskappe en probeer my geloof opwek en getuienisse van mense wat genesings ontvang het. Hy het die tydskrif vir my gegee om my geloof te versterk en so aan. Ek het teruggery na my huis toe, na Taaibos kragstasie, so ongeveer 150 km vanaf Pretoria af. Laat die nag het ek eers by die huis gekom, in die huis met die uitsonderlike straatadres van Wag 'n bietjie straat. Dit was hier, vriende, waar God met my 'n afspraak gehad het. Hier waar ek moes kom om te wag dat God hierdie sak, my sak koring, moet oopmaak. Vriende, in daai oomblik kon, as God dit net kon oopmaak, want ek was in besit van 'n silwerbeker, en ek het dit nie geweet nie, dis 'n silwerbeker in my sak. Dit lyk so onregverdig, Here, dit voel so, maar dis 'n silwerbeker. God wil vir jou iets wys, hy wil vir jou daardie reinheid voortbring. 1 Petrus 1:6 sê, daarin verheug julle nou, al word julle, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaarmaking van Jesus Christus. Daardie beker gaan die openbaring van Jesus Christus in jou lewe opwek. Halleluja. Ek wil dit weer herhaal. Die heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Toe Josef homself aan sy broers openbaar het, was daar vreugde, daar was blydskap, daar was vergifnis, daar was rekonsiliasie daar tussen die broers, daar was 'n heerlikheid, daar was trane. Die openbaring van die silwerbeker het hulle teruggebring by die seun Josef. En Josef kon homself openbaar aan sy broers. En soos die skrif ook sê in Petrus, hy sê by die openbaring van Jesus Christus, lydsaamheid, geloof, daar was 'n heerlikheid, daar was trane. Die openbaring van die silwerbeker het hulle teruggebring by die seun Josef. En Josef kon homself openbaar aan sy broers en sy broers kon getuig dat hulle vader leef. Toe Josef in trane wou weet, leef my vader nog? Dit is sulke oomblikke, liewe vriende, van emosie, wat jy uitvind dat God die Vader leef, wanneer hy homself aan ons kan kom openbaar, soos hy ook sê in Petrus, by die openbaring van Jesus Christus. My vrou Annetjie en my kind het vir 'n paar dae na Kroonstad gegaan, waar my skoonouers die gemeente gehad het, by lede in Christus in Kroonstad. My papi was die pastoor daar. By my werk
En alleen by die huis het ek die tydskrif bestudeer wat Dan Bosman aan my gegee het, om daardeur my geloof op te bou en getuienisse wat daarin is van mense wat genesings vind, veral een seun wat sy oë so bloedbelope was, hoe God dit genees het. Ek het agtergekom dat geloof benodig aksie. Soos van die getuienisse wat in sy tydskrif getuig het. Van die mense het getuig dat hulle God op sy woord gevat en hulle medikasie weggegooi het en God se bonatuurlike wonderwerk beleef het op daai gehoorsaamheid om die medisyne weg te gooi. Ek het dit gelees en op eie oortuiging, vriende, ek wil dit baie duidelik stel, op eie oortuiging, nie 'n openbaring van die Here nie, op eie oortuiging om al my kind se medisyne weg te gooi. Want dit het met hulle gebeur en nou dit kan mos met my ook gebeur. Ek het dadelik my vroukie geskakel in Kroonstad en haar vertel van my besluit. My skoonmoeder het my gevra, toe ek met my skoonmoeder praat, vra sy, Willie, het die Here jou gelei om die medikasie weg te gooi? Ek het gevoel, dit het vir ander gewerk, daarom gaan dit ook vir my werk. Vandag wil ek dit baie duidelik stel, vriende. Ons kykers deel, ons luisteraars deel. As God jou spesifiek aangesê het om die medikasie te staak, maak seker dat dit nie 'n eie openbaring is nie. Dat jy ander mense navolg nie. Moenie handel op emosionele oortuigings nie. Maak seker dit was die stem van die Here. Ek het geen openbaring gehad dat die Here wil hê dat ek die medikasie moet staak nie. My kind was baie sterk verdowingsmiddels, op baie sterk verdowingsmiddels, en dit vir feitlik 4 jaar, elke dag het sy sulke in sulke omstandighede die medikasie se muur te staak, kan ernstige gevolge inhou. Tensy jy waarlik seker is dat God gehoor het, van God gehoor het, en ek het die woord by die daad gevoeg, en nadat my vrou en kind terug was by die huis, het ek al haar medikasie geneem en na die dorp se ashoop gery, en in die naam van Jesus R115 se medikasie op die ashoop weggegooi. Op daardie stadium het dit finansiëel met ons baie swak gegaan. Nou, my salaris was maar R260 'n maand. Nou vriende, die geld was maar 'n probleem. My kind se medikasie alleen was R115 per maand. Vriende, ek wil dit vandag aan u noem, dat ek getrou elke maand my 10de koevertjie in die kerk se kassie gegooi het. Soms was daar nie kos in ons huis nie. Dan het God botteltjies langs die pad voorsien. God het self deur 'n swart vrou gewerk om vir ons 'n sak kool vir goedkoop van 'n plaas te bring. Ons het slappap en in die oggend geëet en stywe pap en kool in die middag en so aangegaan. Nadat ek die stap van geloof geneem het, die medikasie weggooi, het my kind se aanvalle gestop. Nou vriende, ek moet ophou, die halfuurtjie is verby. Ons sal weer volgende week verder gesels. Mag die Here u seën met hierdie boodskap. Die Here seën. Amen.